Gemeente, kom ons bid eers saam. U kan net so bly sit, dan word ons voor die Here stil. Here, wanneer ons hier vanoggend kan saam wees, die wonderlikste van weet is dat U beloof dat U waar mense in opregtheid saam is en U aangesig opsoek, U die wonder laat gebeur dat die Heilige Gees daar teenwoordig is. Here, ook vanoggend se erediens is nie die toevallige byeenkoms van mense nie. Dit is God wat deur sy woord en Gees mense oproep, omdat ons met U in 'n verhouding is, omdat ons U van harte liefhet en dien, word ons vanoggend wakker op die rusdag en U Heilige Gees lei ons hierheen. Here, dit is ook vir ons elke keer as gemeente 'n besondere geleentheid, wanneer ons in gehoorsaamheid aan U opdrag, met tekens van brood en wyn sê dat ons in U glo, dat ons Here U dien. Kom dan nou, o Gees, in hierdie oomblikke, en wanneer ons uit die Bybel lees, dat ons dit sal verstaan, en dat ook die verkondiging en die prediking van hierdie woord suiwer sal wees, dat dit die waarheid sal wees, wat ook hierdie gemeente van U kan troos en bemoedig en oprig in die geloof. Dit kom ons alles van U vra, in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons gaan uit die Evangelie van Johannes lees uit hoofstuk 19 en ons gaan net 3 verse saam lees. Uit Johannes 19 lees ons net vanaf vers 28 tot en met vers 30. Hierna het Jesus, met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Ons gaan net daardie 3 verse saam lees uit Johannes se Evangelie. Gras verdor, blomme verwelk, maar God se woord kan nooit sy krag en sy geldigheid ooit verloor nie. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kon word, gesê, ek is dors. Liewe broers en susters in die Here, mense deel dit met mekaar, dat ons ouer word. Almal is aan die proses van liggaamlike aftakeling onderworpe. Dit is onvermydelik dat ons liggame stadig gaan so verweer, dat daar 'n tyd sal kom wanneer dit ophou funksioneer. En hoe ouer 'n mens word, hoe sterker raak 'n mens daarvan bewus. Op 'n dag het jy doodgewoon nie meer soveel energie nie.
Jou kragte raak deur die loop van die dag vinniger op. Alles raak stadig aan moeisamer. Of 'n mens is nog eendag sterk en dan raak jy skielik siek. 'n Virus of 'n aanval of 'n ander terugslag en jy moet dokter toe, jy moet hospitaal toe en baie keer is jy daarna net nie weer dieselfde nie. Daar is soveel aspekte van die lewe wat ons elke dag herinner hoe tydelik alles is. En dat ons lewens nie permanent is nie, maar verbygaan. Maar dit is veral jou liggaam, met sy duidelike en voelbare agteruitgang soms, wat jou die meeste daaraan herinner. Volgens die 4 evangelies het Jesus 7 keer aan die kruis gepraat. Meeste van die uitsprake was aan die Vader gerig, in die vorm van 'n gebed, of aan mense rondom die kruis. Net een uitspraak was 'n baie persoonlike uiting, en tegelyk ook die enigste uitspraak wat 'n aanduiding gegee het van die onmenslike pyn wat Jesus tydens die ten minste 4 ure aan die kruis moes ervaar het. En dit is die uitspraak wat die teksvers vanoggend is, waar Jesus sê, ek is dors. 'n Mens is dadelik geneig om met hierdie uitspraak te dink dat Jesus daarmee bloot aangedui het dat hulle vir hom water moes gee. Dat dit net verwys na die feit dat hy fisies dors was, wat natuurlik heeltemal verstaanbaar sou wees, want na die foltering en pyniging van ure en al die ontbering wat sy liggaam sou moes deurgemaak het, sou hy definitief dors gewees het. En tog, die konteks van hierdie vers, waarin die apostel Johannes dit plaas, hierdie uitspraak van Jesus, dui daarop dat daar baie meer met hierdie uitspraak bedoel word, as wat ons dadelik raak sien. Kom ons hoor hoe verwoord Johannes dit. Hy sê, hierna het Jesus met die wete dat alles nou volbring is, en sodat die skrif vervul kon word, gesê, ek is dors. So die apostel koppel dus hierdie uitspraak van Jesus, ek is dors, aan 2 sake. Hy stel naamlik dat Jesus se verwysing na sy dors samehang met die wete dat alles volbring is, dat sy werk afgehandel is, dat dit wat die Vader aan hom opgedra het nou voltooi is, en tweedens dat hy deur na sy dors te verwys, die skrifte, bedoelende die voorspellinge van die Ou Testament daaroor vervul het. Dis nie net 'n gewone verwysing na 'n behoefte aan vloeistof nie, daar is meer hier ter sprake. Kom ons kyk daarna. Geliefdes, sonde bestaan op sy sigbaarste in ons liggame. Met die sondeval in die paradys, soos ons in Genesis 3 lees, was die grootste straf wat God die mens gegee het, dat die lewe hier op aarde sal ophou. Hy het naamlik gesê, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En ons wat na die sondeval leef, weet dat ons almal daarheen op pad is. Uiteindelik gaan hierdie aardse lewe verby. Vir party kom dit vroeër, vir ander gaan dit later. Vir party kom dit deur 'n baie lang proses van pyn heen, vir ander gaan dit gouer, meer onverwags. Maar wat vas staan, is dat ons almal op pad is om weer dieselfde stof te wees waaruit ons geneem is. En in hierdie proses van om tussen wieg en graf te beweeg, om van stof tot weerstof te gaan, is daar die onvermydelike proses van liggaamlike aftakeling, deur siekte soms of deur ouderdom. Daarom in die skrifte, en ons dink veral hier aan die Ou Testament, wanneer daar 'n verwysing is na die intense lyding van 'n gelowige, of wanneer 'n lydende self aan die woord kom om sy lot te bekla van intense geestelike en fisiese pyn,
is daar in al daardie gedeeltes telkens ook 'n verwysing na die skrywer of die spreker se verwagting dat daar 'n tyd sal kom waarin alle pyn verby sal wees. Dat die gelowige hom in hierdie gedeelte as lydende vasmaak aan die onwrikbare hoop, dat alhoewel hy nou intense pyn ervaar, hy sy vertroue in die Here plaas, dat daar eers eendag uitkoms sal wees. So byvoorbeeld in Psalm 22, daar sê die psalmdigter, Here, ek is uitgestort soos water, my beendere raak los, my hart het soos was geword, my krag is verdroog, ek is soos 'n potskerf. Die digter se pyn word uitgedruk in liggaamlike terme, en hy sinspeel hier ook op dors, die liggaam se natuurlike reaksie op pyn en ontbering, maar daar is ook altyd weer hoop. Daarom dat Psalm 22 ook sê, maar Here, U sal nie die ellende van die ellendige verag nie. U sal nie U aangesig vir hulle verberg nie, U sal hulle hoor, en hulle, wanneer hulle aanroep om hulp. Toe Jesus, te midde van sy eie liggaamlike foltering en verweer, met sy naderende dood in 'n doodsangs en pyn uitroep, ek is dors, sê die apostel Johannes dat Jesus dit uitroep om twee dinge te kenne te gee. Dat hy sy werk volbring het, en dat hy die skrif vervul het. Al die pyn en lyding, en dors na verligting van gelowiges voor hom, en die ellende en die marteling wat gelowiges na hom sou lei, word nou in hom volbring. Al die kere wat mense gesmag het na verligting van hulle pyn, al die hoop en verwagting wat gelowiges voor hom gehad het en na hom sal hê. Die verwagting dat daar eers eendag 'n wêreld sal aanbreek sonder enige pyn. Dat God mense se seer en lyding sal hoor. Ego, die dors van alle gelowiges van alle tye, as Jesus sê, ek is dors. Daarom sê Johannes, Jesus sê, ek is dors, om aan te dui, dit is volbring. Dit is afgehandel. My sterwe versoen nou God en mens. Dit wat met die sondeval begin het, die pyn en die lyding en die dood, die stof is jy en tot stof sal jy terugkeer, is aan die verbygaan. Jesus sê, omdat ek nou aan die Vader se eis vir die sonde voldoen het, breek die moontlikheid nou deur, dat daar 'n tyd en 'n plek sal kom, waarop niemand meer enige pyn, geestelike of liggaamlike lyding sal hê nie. As Jesus opstaan na 3 dae in die graf, op die eerste dag van die week, dan staan hy op met 'n nuwe liggaam, met 'n heel liggaam, en daardie opstandingsliggaam van Jesus sou nooit weer enige pyn of veroudering hê nie. Nooit weer sal hy in angs uitroep, ek is dors nie. En sê Johannes, hierdie saak is gereeld in die skrifte voorspel. Die hele Ou Testament was hiervan vol verwagtinge. Aan die tyd dat niemand weer met pyn sal uitroep nie, dat gelowiges soos Jesus met 'n heel opstandingsliggaam sal lewe. Gemeente, so spreek hierdie uitspraak van Jesus, ek is dors, as 'n uitspraak wat getuig daarvan, dat hy alles volbring het, soos dit in die skrifte voorspel is, en spreek dit ook vir u, en vir my, elke dag 'n woord van bevryding. As daar nou weer daardie gevoel van frustrasie en benoudheid oor ons neerdal, oor al ons liggaamlike uitdagings, oor al ons geestelike pyn, dan moet ons vashou aan Jesus se ek is dors uitspraak. En onthou, dit is ook vir my en my liggaam, vir my en my gees, dat Jesus se dood die vryspraak bewerk het. Ek sal ook eendag in sy heerlikheid deel. Ek sal ook eendag met daardie volmaakte, heel,
opstandingsliggaam leef. As ons nou weer langs 'n geliefde se ernstige siekbed staan, of sien hoe die mense wat ons liefhet met liggaamlike pyn en agteruitgang worstel, dat ons dan sal onthou dat Jesus se uitspraak dat hy alles volbring het, dat hy hierdie sondige, onvolmaakte wêreld oorwin het en die prys vir die sonde betaal het, ook vir my en my geliefdes geld, en dat daar vir hulle ook 'n tyd sal aanbreek wanneer daar geen pyn en lyding sal wees nie. Christus, daarom kom sit ons vanoggend met vreugde en met verwagting aan die tafel van die Here, en met die sigbare tekens van brood en wyn twyfel ons glad nie. Here, ook ek en my geliefde sal eendag bevry wees van hierdie verganklike en verwerende liggame. Ook ons sal deel in daardie nuwe, heel opstandingsliggaam soos Jesus se. Ook vir my het U gesê, ek is dors, en met God versoen in opdrag van die Vader, net soos wat die skrifte voorspel het. Mag die Here ons elkeen daartoe help. Amen. Ons dank nou saam, terwyl U net so bly sit. So wonderlike hemelse Vader, Here, dankie dat U ons deur en deur ken. Wanneer ons jonk is, wanneer die lewe voor ons uitgestrek lê en ons baie drome het, baie krag en energie het, ken U ons. Loop U 'n pad met ons. Maar Here, as ons lewe ook gevorder het, en ons kragte is aan die afneem, daar is frustrasie en kommer oor onsself en ons geliefdes, dan ken U ons ook. Dankie dat Jesus al die pyn en die seer en die frustrasie van mense op hom geneem het. En die skrifte vervul het, toe hy gesê het, ek is dors. Maar dat hy opgestaan het met 'n nuwe liggaam, 'n opstandingsliggaam wat heel is, en wat nooit weer enige pyn of dors sal ken nie. En dat elkeen wat in die Here lewe, daardie wonderlikheid sal ervaar. Here, gee ons dan krag na dit wat ons elke dag in ons lewens deurgaan, sodat ons altyd die hoop en die geloof sal behou, dat U ook vir ons oorwin het. Daarom wil ons vanoggend as U gemeente met vreugde ook kom deel in die sakrament van die nagmaal. En vra ons, Here, dat U ons by die gebruik hiervan sal seën, en dat ons daardeur versterk sal word vir U. Hoor ons gebed, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.